Ons hulp is van die Here alleen wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is en bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werk in sy hande laat vaar nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Jy mag vir jou geen gesmeerde beeld of
enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie yderig gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam yderig gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae gereed mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing in antwoord op die wet van die Here saam in Psalm 119. Ons sing daarvan verse 1 en vers 7. Ons staan en dan sing ons dit saam.
terwille van ons gesterk het, maar ook lewend geword het, wat opgestaan het uit die dood, en dat ons nou uit sy opstanding ook mag leef, dat elke Sondag weer eens 'n herinnering is aan hy wat die dood vir ons oorwin het. Here, ons dankie dat ons hier mag wees en in rustigheid mag luister na die woord. Here, u praat en u praat baie duidelik. Daarom wil ons ook u stem hoor. Maar ons bely dit uit ons eie uit, verdraai ons dikwels u woord. Ons kom in opstand daarteen. En daarom is dit ons gebed, lei ons op deur u Gees, dat hy ons harte sal vernuwe en sal verander, en dat ons deur hom ook kan stry teen die duiwel met al sy aanslag teen ons. Ons bid dat die woord hier en reg oor die wêreld vandag suiwer en kragtig bedien sal word. Wil jy deur die woord en deur die Gees duidelik met ons praat. Maar Here, daar waar ons dit ook gaan hoor, maak ons ore, maar nie net ons ore nie, ook ons harte oop om dit te ontvang, ook in ons swakheid, waar ons aandag weggetrek word met soveel dinge, gee ons krag om te fokus op U, en dat ons in alles aan U sal dankbaar wees. Ons bid dit in besonder in ons voorbereiding op die nagmaal wat ons volgende week mag vier. Ons dankie dat ons elke Sondag hoorbaar mag luister na wat U sê, maar dat ons ook volgende week sigbaar en tasbaar mag sien en proe wat U gedoen het ter wille van ons. En gee dat ons ook nou aan die hand van U woord en aan die hand van U wet wat ons gelees het, mag luister na dit wat U sê om ons ook so te ondersoek, dat ons volgende week ook die nagmaal so tot U eer sal mag gebruik. Ons wil dit alles, Vader, nie omdat ons iets van dit verdien nie, maar net uit genade alleen. Ons kom as klein, nietige mense voor U in die bloed van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Dus ek sê vir u ook op die verkondiging van die woord van ons nou saam sing, Psalm 123, daar van die eerste 2 verse. En vers 2 sing ons, wees ons in lydendstyd genade Heer, en red die erfdeel Heer. Ons word terwyl ons leef in heilsverwagting versadig met veragting. Ons is so moeg van trotsaards en hulle smading van spot en skimpversading, verfolter en veragt van ons die oog na U o God. Ons sing staande saam, Psalm 123, vers 1 en 2. Thank you.
tweede brief aan die 7 gemeentes. En dit is Openbaring 2 daar van vers 8 tot 11. Dit is die brief aan die gemeente in Smyrna. Openbaring 2 vers 8. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat dit in die midde is, en dit nie is nie, maar is die nagote van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe. Ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie hoor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly. Dus die susters, jy kan gerus die Bybels by die gedeelte oophou. Die brief van Smyrna is die kortste brief, en ons gaan op die hele brief fokus, maar in besonder op hierdie inleidingswoorde in vers 8. Daar lees ons, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die boek Openbaring gee perspektief. Dit werk lig op wat aan die gebeur is in ons wêreld, maar nie net in ons wêreld nie, ook spesifiek wat aan die gang is in ons kerk. Dit is veral die geval met hierdie 7 briewe aan die gemeentes daar in Klein-Asië, in vandag se Turkye. Elkeen van die briewe maak iets nuuts bekend wat in die kerk aan die gang is, en sodoende gaan dit ook oor die kerk van alle tye. Dit gaan ook oor ons vandag. Elkeen maak bekend wat gaan aan die gang in die kerk, maar meer nog, wat is Christus mee besig in sy gemeentes? En sodoende is God self deur sy Gees heeltyd weer besig om met hierdie briewe ons as sy kerk te bemoedig, te versterk, ook te vermaan en om ons te leer, om heeltyd vir ons te wys uit die perspektief, wat is aan die gang. En sodoende maak Openbaring vir ons duidelik van 'n groot oorlog wat aan die gang is. In ons tyd vandag hoor ons van baie oorloë. Ons is bewus van oorloë in die Midde-Ooste, ook verskeie burgeroorloë in lande wat aan die gang is, selfs oorloë van regerings en politiese partye teenoor mekaar. En tog, broers en susters, as ons al hierdie oorloë uiteindelik sien, moet ons besef, dit kom alles uiteindelik weer op net een oorlog wat uiteindelik bo alles uitsit. Dit is die oorlog wat reeds in Christus gewen is, die oorlog wat die uitslag klaar bekend is, waarvan die laaste stryd nog gestry word. Dit is die stryd tussen kerk en wêreld, tussen Christen en antichrist, die stryd tussen waarheid en leuen, en tussen lewe en dood. Hierdie een oorlog is ook weer eens waar dit gaan in Christus se brief aan sy gemeente in Smyrna. En in hierdie brief gaan dit in besonder oor die stryd tussen lewe en dood. En in verband met hierdie stryd fokus ons in die eerste plek in vers 8 en 9 op die situasie in Smyrna. In die tweede plek vers 10 op die opdrag aan Smyrna, hoe hulle in die stryd moet stryd. En in die derde plek in vers 11 op die belofte aan Smyrna, wat hulle na hierdie stryd, na hierdie oorlog kan verwag. Ons het van tevore reeds genoem, broers en susters, dat die sleutel tot die verstaan van elkeen van hierdie briewe lê in die bekendstellingswoorde van Christus aan sy gemeente. Elke brief begin op 'n unieke manier wat Christus sê wie hy is. En in sy brief aan Smyrna hoor ons hy stel homself bekend as die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. In die eerste plek die eerste en die laaste. Dit beteken nog voor enige mens was hy reeds. En na enige mens sal hy ook wees. Hy is ewig. En nie net ewig nie, ook bly hy altyd dieselfde. Hy is getrou aan homself. Hy verander op geen manier nie. En dan hoor ons ook, hy is die een wat dood was en lewend geword het. En hierdie woorde trek die hele evangelie van Christus eintlik saam. Hy was dood, maar hy lewe. Dit is presies ook dit wat vir ons van
vandag ook troos gee. Ons glo nie maar net in een of ander legende wat dood gegaan het en dood gebly het nie. Ons glo in die lewende Christus, wat nou leef en tot in alle ewigheid gaan leef. Dis hy wat gesterf het om oorlog te voer met die dood, en sodoende die dood oorwin het en die dood gestroop het van al sy mag. Dit is hy wat ook nou oor die dood regeer en die sleutels van die doderyk in sy hande vashou. Hy was dood, maar hy het lewend geword. Ons glo hier in ons kruis en opstanding. Dit is ook wat ons volgende week met die nagmaal gaan gedenk. Christus wat aan die kruis gesterf het, maar juist daardeur die dood oorwin het, dat ons nou ook saam met hom kan leef. En met hierdie inleidingswoorde sê Christus dus reeds aan sy gemeente daar in Smyrna, dat hy vir hulle hoop gee, want hy is die lewende God. Hy was dood, maar nie meer nie, hy leef, en daarom leef hierdie gemeente die saam met hom. Die kerk in Smyrna moes eenvoudig net aan hom wat hierdie stryd oorwin het, vashou in elke deel van hulle lewe tot die dood toe. En dit is juist hierdie gemeente in Smyrna, broers en susters, wat so duidelik hierdie woorde van Christus moes hoor. Want dit is, soos dit uit die brief vir ons blyk, waarskynlik die kerk gewees van die heel meeste vervolging in daardie tyd weerstaan het. En opmerklik van die brief, saam met die brief aan Philadelphia, is die enigste 2 briewe wat Christus op geen plek sê, ek het teen jou, dat jy dit en dit verkeerd doen. Inteendeel in hierdie kort brief, loof Christus net hierdie gemeente vir haar volgehoue ywer om vas te hou aan die waarheid en om te getuig van hom wat leef. Maar die stad Smyrna, broers en susters, was 'n ryk stad gewees. Soos Efese wat ons laasweek van gehoor het, was dit 'n belangrike handelsstad, baie mense wat heen en weer deur die stad gegaan en handel gedryf het. Dit was 'n pragtige stad met mooi geboue. Alles van die stad het bekend gemaak van sy rykdom en sy beelde. Dan hoor ons ook, dit is 'n stad wat uiters getrou was in hulle loyaliteit aan die Romeinse regering en spesifiek aan die keiser. Ons hoor daar in Smyrna was die mense baie gerig daarop om die keiser te aanbid. Dan het so gewerk dat hierdie burgers wat die keiser aanbid en hom vereer, ontvang weer guns van die regering af om hulle besigheid goed te doen. En hoe meer guns die regering vir hulle gee, hoe meer aanbid hulle ook weer eens die keiser. En dan lees ons hierdie brief van Smyrna. Dan hoor ons in hierdie groot en ryk stad is daar hierdie klein kerk. Maar anders as 'n stad waarin dit so goed gaan dit nie met die kerk goed nie. Ons lees hulle word verdruk. In hierdie ryk stad hoor ons hier is 'n arm gemeente. In hierdie stad waarin burgers mekaar goed praat en keiser goed praat, hoor ons die gemeente, die kerk van Christus daar, dit word belaster, sleg gesê. In vers 9 hoor ons dat presies dit Christus se bevinding is as hy na sy kerk daar in Smyrna kyk. Ons hoor in vers 9 dat Christus sê, ek ken jou werke. Dit beteken, ek ken alles wat daar aan die gang is. Hy is bewus van dit wat daar gebeur. Met hierdie werke bedoel hy al die alledaagse dinge wat aan die loop is. Brood in die voor, huisbesoeke gaan aan, gemeentelede sien om na mekaar. Maar dan sê Christus, daar is spesifiek ook nog 3 dinge wat hierdie werke van die mense in Smyrna laat uitstaan. In vers 9 moet ons eintlik, as ons hoor, ek ken jou werke, 'n dubbelpunt agteraan werke sit. Dat Christus sê, ek ken jou werke, dit is by name jou verdrukking, en ek ken ook jou armoede, en ek ken ook die mense wat teen jou laster. Ek ken dit alles. Ek dink net, broers en susters, hoe heerlik moes dit vir hierdie gemeente wees om te hoor dat hulle gaan gebuk onder armoede en soveel slegte dinge. En tog, Jesus Christus wat oor alle dinge regeer, sê vir hulle, ek ken jou. Ek ken jou omstandighede, ek ken jou te midde van die omstandighede. Niks is daarvan vir my onbekend nie. En dit moes hulle geweldig getroos het. En in al 3 hierdie dinge, in hierdie verdrukking, en hierdie armoede, en die lastering, hoor ons dat hierdie dinge met mekaar saamgaan. Aan die einde van vers 9 hoor ons dat Christus hierdie alles ken, maar hy ken ook die lastering van die mense wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is sinagoge van Satan. So in die rykstad Smyrna het daar dus 'n aansienlike aantal Jode ook gewoon,
Met al die stadse handel was dit 'n baie gunstige stad waarna die baie Jode gevlug het, toe hulle nie meer in Israel kon bly nie. En om goeie vooruitgang te maak, het hierdie Jode daar in Smyrna gewerk, besig gewees, handel gedryf. Maar hulle het ook om goeie guns by die Romeinse owerheid te kry, ook die keiser was gaan aanbid. Dink hier aan Siklus, die keiser gee hulle goeie besigheidsbelange, en dan begin die Jode ook die keiser aanbid, en sodoende gaan dit met hulle nog beter. So terwille van die Jode se gunstige besigheidsbelange, het hulle nie net God aanbid, soos hulle in die Ou Testament God aanbid het nie, maar hulle het ook die keiser begin vereer. Gehoorsaamheid aan die eerste gebod van God se wet het glad nie gegeld vir hierdie Jode wat daar in Smyrna was nie. En sodoende was daar die kerk van Christus in die stad vir die Christus hier stryd, maar ook die sinagoge van die Jode. En hierdie twee het gebots. Natuurlik het hulle, want die gemeente van Christus daar kon nie meer die Jode saamgaan om te sê ons aanbid God en die keiser nie. Niemand wat met 'n vaste geloof in Christus glo kan sê ek bely sy naam, maar nog iemand saam met hom. En die gevolg daarvan was dat daar 'n groot spanning tussen die Jode en die Christelike gemeente ontstaan het. Hulle gebots. Met die gevolg die Jode het die kerk belaster in daardie stad. Die Jode het vir die Romeinse owerheid gaan sê, daardie Christene wil nie julle keiser aanbid nie. Die gevolg vir die kerk van Christus was, hulle is gevolg. Die keiser het nie hulle goeie besigheidsbelange inteendeel, die kerk daar het arm geword. Dan hoor ons wat sê Christus van die Jode. Hy sê, hulle was wel Jode van afkoms, maar hulle is nie regtig Jode nie. Ons lees dit daar in vers 9. Christus wat sê, ek ken die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en nie is. Want as hulle regtig Jode was, dan sou hulle erken het Christus is die Messias wat gekom het, en dan sou hulle ook vir Christus alleen as God aanbid het. Maar nou word ons teendeel. Christus sê, hulle is nie regtig Jode nie, hulle is selfs die sinagoge van Satan. Hierdie mense wat dink, hulle aanbid God, en hulle is die sinagoge van die Here. Hoor ons dat Christus hulle bevind, hulle is die valse kerk, sinagoge van Satan, hulle vereer hom, en hulle verering van die keiser oor uiteindelik. Sien jy, broers en susters, die stryd tussen kerk en wêreld wat hier aan die gang is, die Jode wat die sinagoge van Satan is, wat die kerk net nie kan verdra nie. Maar die gevolge hiervan vir die kerk was drasties. Die kerk is vervolg terwille van hulle geloof. Van daai gemeente se eie lidmate is terwille van hulle eie geloof doodgemaak. Later lees ons van een van die vroeë kerkvaders wat gestenig is omdat hy nie wou sê die keiser is ook God nie. Verder het die owerheid die Christene verbied om handel te dryf. Ons kan sê daar is sanksies teen die Christene daar ingestel. Niemand wou hulle besighede ondersteun nie. En so vind ons dan hierdie situasie van die kerk in Smyrna. Hulle word vervolg, hulle word belaster en sleg gesê, hulle is arm. En dan sê Christus vir hulle, ek ken jou, te midde hiervan. En dan hoor ons nog meer wat Christus sê, vir die kerk se armoede sê vir hulle, maar jy is ryk. Materieel in die gemeente niks nie, hulle is arm, hulle geld is op, hulle het nie geen kos nie. Maar dan gee Christus 'n ander perspektief. Hulle het hom. Hulle is sy eiendom. Hulle het 'n Vader in die hemele wat rykdom besit wat nie eens vergelyk met iets van iemand op aarde nie. Hulle het die Gees van God wat hulle dra te midde van hulle verdrukking. Hierdie gelowige kerk in Smyrna is nie arm nie. Hulle is skatryk. En hierdie situasie waarvan ons lees in Smyrna is nie onbekend vir ons vandag nie, broers en susters. Al hoe meer in ons wêreld word Christene benadeel vir hulle vaste oortuiging dat die Here alleen God is, dat Christus alleen koning is. Al hoe meer vereis besighede van gelowige werknemers om dinge te doen in hulle werk wat teen die wet van God ingaan. Dink maar aan dokters wat gedwing word om aborsies uit te voer, onderwysers wat op skool gedwing word om te leer evolusie is die enigste teorie wat daar bestaan vir hoe die skepping ontstaan het. Werkers oordraai hulle werknemers met so onmenslike ure dat hulle nie eers getrou is om vir hulle gesin te versorg nie. Die wêreld skuif die Christendom en die lewe van die Christen eenkant. Al hoe meer Christen
Christene bedank, omdat dit God nie verheerlik nie. Die gevolg is erg. Die mense is arm, hulle het nie werk nie, hulle het ook nie geld nie. En dan juist, broers en susters, ons hierdie woorde van Christus aan sy gemeente daar in Smyrna hoor. Christus sê vir hulle, jy is beroof van al jou aardse middele, maar jy is ryk. Dink ook aan wat ons hoor in Jakobus 2 vers 5. As Jakobus sê, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitgekies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Arm op aarde, maar ryk in die hemele. Christus ken die situasie van sy kerk daar in Smyrna. Hy weet presies wat aan die gang is, niks gaan verby by hom. Maar dan hoor ons ook verder, wat is die opdrag wat hy vir sy kerk daar in Smyrna gee? Hy sê, hy ken dit, maar dan laat hy hulle nie net daarby nie. Hy sê ook, wat is hulle taak as hy verdrukte en 'n arm kerk om nou te doen in daardie omgewing? In vers 10 hoor ons van 3 opdragte wat Christus vir sy kerk in Smyrna gee. Die eerste is, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Die tweede is, kyk, die duiwel gaan sommige van julle in gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word. En die derde is, wees getrou tot die dood toe. Die eerste opdrag wat Christus sê is, moenie vrees nie. Ek dink net, broers en susters, wat moes die mense daar in Smyrna dink, toe hulle dit gehoor het? Hulle het niks, hulle het nie kos en klere nie, en teendeel van hulle geliefdes word self doodgemaak, en dan dit, moenie vrees nie. Onthou weer wie aan die woord is hier geliefdes. Dit sê die eerste en die laaste wat dood was en wat lewe. Dit gee die grond om nie te vrees nie. Mense in Smyrna moet hoor, jy gaan selfs nog erger ry as wat jy tot nou toe gedoen het. Maar moenie vrees nie. Moenie bang wees nie, want hy wat regeer oor die dood en hy wat lewe gee, is die een wat vir julle sorg. En daarom ook die tweede opdrag wat ons gaan hoor. Christus sê vir sy gemeente, kyk. Ons lees ons die woord nie kyk net oor, net as wat ons aandag trek, maar hierdie is 'n baie doelbewuste opdrag van Christus. Hy sê, kyk, let op na waarmee die duiwel besig is. Hy is op die punt om van julle eie mense in die tronk te gooi. Met daardie Jode as synagoge van Satan, is hy daar uit om die kerk uit mekaar te skeer en om toe te sien dat van hulle eie lidmate agter tralies beland. En dan sê Christus vir sy gemeente, kyk, let op, hierdie gaan gebeur. Julle gaan vervolg word, julle gaan nog meer ly. Moenie verward wees as jy dit sien kom nie. Wees bewus van die vervolging wat jy gaan tref. Dit word spesifiek ook in vers 10 genoem, dat die Satan die mense in die tronk werk om hulle op die proef te stel. Dit beteken, Satan toets hulle, hy versoek hulle. Is die Satan nie nog die versoeker van alle tye af, die broers en susters? Dink aan die tyd van Eden toe, die Satan vir Eva versoek het, en so graag wou hê sy net ongehoorsaam wees teen God. Dink aan Job van wie ons lees, waar die Satan vir Job versoek het, met die hoop dat Job sy rug op God sal draai. En so sien ons hoe versoek die Satan weer alle tye nog die kerk van Christus. Hy is daarop uit en hy kyk, gaan hierdie mense hulle rug gee God. En nou sê Christus vir sy kerk daar in Smyrna, kyk daarop, let op, wees bewus van dit. Satan gaan toets en toets en toets. Hy gaan julle so swaar laat kry dat julle nie meer weet waar toe om te gaan. Want julle moet getrou bly tot die einde. Maar dan lees ons ook hierdie toetstydperk. Dit gaan 'n tydperk net van 10 dae wees. 10 dae, dit beteken 'n volle tydperk, maar tog nie 'n nimmer eindigende tydperk. Dit is 'n tydperk wat gaan eindig kry. 'n Tydperk wat spoedig verby gaan. Christus sê vir sy kerk, wees bewus van wat die duiwel in hierdie kort tyd gaan doen. En daarom ook die derde opdrag van Christus aan sy kerk. Wees getrou tot die dood. Getrou wees beteken om jouself volledig 100% aan iemand te wy. En so kom ons ook van 'n man en 'n vrou praat wat getroud is. Hulle is net mekaar se, hulle deel nie mekaar
dat ons getrou kan bly om selfs ons lewe te wille van dit af te lê. Nou, aan die hand van hierdie 3 opdragte, die opdrag van moenie vrees nie, wees bewus van wat gebeur en bly getrou tot die einde toe. En ons dan ook onsself ondersoek in die gemeente. Want wees verseker hiervan, die duiwel met al sy aanslae het nog nie gaan lê nie. Hy is wel reeds oorwin, maar soos 'n slegte verloorde loop hy rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Steeds besig om te toets en te toets en te toets en te druk aan God se gelowige kinders om te kyk of hulle nie miskien ontrou gaan wees nie. Wanneer dinge moeilik gaan in ons lewe, is die duiwel baie vinnig daar om ons te herinner asof dit God is wat maak dat dit nou nie met ons goed gaan nie. Ook in tye wanneer dit met ons goed gaan, dan is die Satan daar om vir ons te laat dink, ons het God nie nodig nie. Heeltyd daar om ons te beproef, om te besoek. En daarom die vraag liefdes, is u getrou tot die dood, onverdeeld? Sou dit op 'n punt kom dat jou werk vir jou vereis om teen God en teen sy wet in te gaan? Sal u dan meer getrou wees aan God, of meer getrou aan die wêreld met die rykdom wat daarmee gepaard gaan? Vir ons jong mense op wie die duiwel se aanslag so groot is, wat is belangriker? Jou populariteit en aansien in die oë van mense wat geen agting het vir Christus alleen nie, of jou getrouheid aan God alleen? In ons tyd vandag leef ons nie in lewensgevaar omdat ons die naam van Christus aanroep nie. Ons kan rustig kerk doen, ons kan rustig aangaan met ons besigheid en alles doen wat ons moet. Maar juist te midde van die voorspoed moet ons onsself afvra. As ek nie eers te midde van voorspoed getrou kan bly nie, hoe dan te midde van soveel vervolging soos in Smyrna, sal ek dan getrou kan wees tot die dood nie? Daarom roep dit ons op om ernstige gedink en Here se woord in te grawe en om hom te ken, en so dit ook aan hom alleen getrou te wees. Die persoon wat getrou bly tot die dood toe, is daar uiteindelik 'n belofte wat Christus baie duidelik maak in die laaste verse van ons teksgedeelte. Ons lees in vers 10 se einde, wees getrou tot die dood, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Hierdie is die belofte vir die gemeente aan Smyrna. Die kroon waarvan hier gepraat word, is eintlik 'n oorwinnaarkrans wat iemand gekry het as hy 'n wedloop gewen het. God sê dus, hierdie wedloop is op aan die gang. Hierdie wedloop verg energie en dit verg inspanning. Maar julle moet die wedloop hardloop. Julle moet die wedloop ook voltooi. En vir die wat getrou aan Christus die wedloop voltooi het, wag hierdie belofte, die kroon van die lewe. Die een wat bereid is om vir sy geloof te sterf, hy sal leef. Nou, hierdie belofte word nog verder uitgebrei aan die einde van vers 11, waar lees ons, die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly. Dit wil sê, aan die een kant, die eerste dood is 'n feit vir ons almal. Behalwe as Christus kom voor ons sterf, gaan ons almal sekerlik op 'n tyd dood, eenvoudig soos dit. Maar in die tweede dood, is die ewige dood, die hel, gaan ons glad nie omkom. Dit staan daar, die oorwinnaar sal in die tweede dood nie onregverdig hanteer word nie. In die tweede dood sal hy nie seer kry. As iemand wat aan Christus wat die dood oorwin het vashou en wat bedek is met sy bloed, wat gekleed is met sy geregtigheid, sal God ook vir ons die belofte gee dat ons in Christus alleen kan ontvang. Die belofte van lewe, ewige lewe. Ons hoor dit ook in die einde van Openbaring, en dit is in vers 6 waar ons lees, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle in die tweede dood geen maak, glad nie. Die boek Openbaring maak ook vir ons duidelik dat ons ook die teenoorgestelde moet hoor van die mense wat nooit met 'n ware geloof aan Christus vashou nie, die mense wat daarom ook nooit vertrou aan hom sal wees nie. Lees ons van in Openbaring 1 vers 8, maar wat die vreesagtiges aanvang en die ongelowiges en vriendeliges en moordenaars en moordeerders en towenaars en afgodedienaars
soos die ongelowiges en moordenaars en towenaars, dat hierdie mense wat sonder berou leef en volhard in sonde, nie moet aansit aan die nagmaaltafel van die Here nie. Dis hulle wat nie getrou bly tot die dood toe aan Christus nie. Christus maak dus 'n baie duidelike skeiding in hierdie wêreldgeliefdes. Die skeiding tussen die kerk en die wêreld. Daar is hulle wat deur die Gees van Christus getrou sal wees tot die einde toe, en ook hulle wat ontrou was en ontrou bly. Hulle wat hom ken as die een wat dood is en wat lewe, en daarom ook saam met hom sal lewe, en hulle wat hom nie wil erken as die een wat mag oor die dood self het nie, en daarom in die tweede dood sal omkom. Die stryd tussen lewe en dood is reeds oorwin, geliefdes. Christus het dit oorwin, en volgende week aan die nagmaaltafel mag ons dit sigbaar en tasbaar ook beleef, mag herinner word aan die oorwinning wat reeds vasstaan vir ons. Maar dan rig ons ook op, om onsself te ondersoek, is ons ook so getrou? As Christus na ons as die kerk hier kyk, is ons getrou tot die dood. Christus se oproep as die kerk is baie duidelik. Dit is ook baie bemoedigend. Moenie vrees vir wat ons nog mag lei terwyl van ons geloof in Christus alleen nie. Moenie bang wees vir wat nog mag kom nie. Inteendeel, wees bewus, kyk na alles wat aan die gang is. Bid in afhanklikheid van die Gees om getrou te bly, en hardloop dan hierdie wedloop eindtyd met die oog op die kroon wat Christus gee die wat getrou bly tot die dood. Amen. Dus is ons sing nou in antwoord op die woord van die Here, Skrifreël 10. Die kan vandag weer werk, ons sing Skrifreël 10 al 6 verse daarvan.
beter as U nie. Daarom wil ons U aanbid. Daarom is ons so dankbaar ons U woord mag hoor en as ons dit glo, ook mag bely dat ons nie kan omkom in die tweede dood nie. Inteendeel ons van gekroon word met die lewe. En daarna sien ons uit, Vader. Ons sien uit na die wederkoms van Christus, as hy weer kan kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Maar Here, in afwagting daarop besef ons lewe nou is nog so gebroke. Die stryd tussen lewe en dood gaan nog voort. Soveel mense wat die kerk wil aftrek, die duiwel met al sy planne is waar besig. Maar daarom bid ons dat ons as gemeente ook getrou sal bly aan U alleen. Vader, in ons eie krag kan ons dit nooit doen nie. Ons eie krag gaan ons val. Maar daarom bid ons, ruk ons op deur die Gees. Lei ons weer om dat ons ook eind uit aan U alleen sal vashou. En daarom is dit ook heerlik om so wat te mag bely. Geen skepsel in die skepping of geen ding in tyd of in ewigheid. Daar is niks wat ons van die liefde kan skei. Ewig pas in Christus vir ons vasstaan. Here, gee tog dat ons in die liefde sal leef. Ook in die week wat vir ons voor lê. Here, dat ons met die oog op die sakrament van die nagmaal ook onsself so sal voorberei daarop. Onsself te ondersoek vir sonde waarmee ons besig is, maar dat ons ook in Christus sy verlossing sal sien om ook daaruit te leef. Here, gaan ook met ons in die week met ons werk en alles wat ons moet doen, seën dit, dat ons ook van die vrug van ons hande daarvan mag geniet. Dit vir ons broers en susters wat nie vandag hier kan wees nie, weens verskeie redes. Dit ook vir hulle wat opsetlik nie hier wil wees nie. U ken hulle harte en ons bid dat U ook dit sal omvorm. En ons bid dat U woord die hele tyd meer sal uitbrei dat ons ook standvastig in die geloof ook sal groei. Ons is baie dankbaar saam met hulle wat in die week verjaar. Dankbaar saam met hy wat vandag verjaar en ook Dani wat in die week verjaar, wil U vir hulle 'n goeie lewensjaar gee wat voorlê. Dat hulle in alles ook getrou mag wees aan U met al die tyd wat U vir hulle gee. Ons is ook baie dankbaar vir die skalk wat in die week geopereer is. Maar van ons ook mag hoor dat die operasie goed afgeloop het en dat hy nou mag weer kragte herwin. Wil U met hom wees
En die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal.